My hande het ek op na U. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer hier by jou met 'n woord wat brand in my hart wat van die Here kom. Hoor net gou hier. Gevang in sonde. Hierdie boodskap is getitel Gevang in sonde. Ek wil vir julle vra vandag, wie voel vasgevang in sonde en jy weet nie hoe om daarvan los te breek nie? Het julle geweet, daar was 'n man in die Bybel met die naam van Paulus wat presies geweet het die krag van sonde, die houvas van sonde, want as jy lees wat hy hierso sien, wat hy hierso geskryf het, dan gaan jy sien, hierdie man het regtig verstaan wat ek en jy ondervind. Want partykeer voel dit, hoe gaan ek ooit loskom van die dinge wat my bind en my vashou? Is dit nie so nie? Nou kom ons gaan kyk gou, wat het hierdie man gesê? Want daar is 'n boodskap van verlossing daarin. Amen. Okay, kom ons kyk gou julle. Hy sê, Romeine 7, en ek gaan vir ons van vers 15 aflees. En as ek nou hier lees, dan gaan jy sien, hierdie man het presies verstaan wat ek en jy, as kinders van God, baie keer ondervind. Hy sê in Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Klink dit bekend? Maar wat ek doen, weet ek nie. Né? Hoor jy wat sê hy? Maar wat ek wil, jy wil reg voor die Here lewe. Jy wil 'n lewe van heiligmaking, wil jy graag lewe, né? Hoor wat sê hy? Hy sê, maar ek doen dit nie. Né? En dan kom hy en dan sê hy, maar wat ek haat, dit doen ek. Julle die eerste keer toe ek hierdie lees, nou, toe sê ek, ja Here, ja, hier's nou iemand wat verstaan, Here. Dis presies hoe dit is, Here. Julle is regtig iemand wat verstaan. Sy naam is die apostel Paulus, né? Hy het geweet van hierdie dinge. Nou sê hy, en as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So julle, die sonde wat inwonend in die mens is, nee, jy wil nie die goed doen nie, maar hierdie sonde dryf van binne, totdat jy baie keer daai ding doen. Nou sê hy, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek kan net op hierdie man se woorde sê, amen, ja, dit is presies so. Ek wil nie die goed doen nie, as ek kyk kan net ek het gedoen. Nee, ja man, nee. Nee. Maar hoor wat sê hy nou. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my na die wet van God, na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede stryd voer, teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lewe is. So hy kom letterlik asof hy sonde, na daai krag wat in jou werk, wat oor sonde is, en dit voel asof hy jou gevange neem. Maar sê vir my, so is dit nou vir jou 'n rede, okay, so ek het nie beheer oor dit nie, ek kan niks aan doen nie, dit is die sonde, ek wil dit nie doen nie, maar ek wil dit nou, so ek gaan nou maar oorgee. Is dit dit? Nee, jy sal verlore gaan as jy dit doen, né? Hier kom Paulus, né? En hy kom gee die antwoord op alles wat hy nou hier geskryf het. Hoor wat sê hy, vers 24. Hy sê, ek elendige mens. Hy het dit uitgeskreeu, julle. Hier's 'n uitroepteken hier. Jy kan hoor, Paulus het dit uitgeskreeu, né? Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? So hy sê, hy is gevang. Julle, hy is gevang. En hy weet nie om los te kom nie. Hy sê, wie gaan my help? Wie sal my hiervan verlos? En dan kom gee hy die antwoord. Julle, en hier is die antwoord. Ek dank God deur Jesus Christus ons Here.
So dien ek dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. So julle hoor gou vandag hierso. Wat is die antwoord om die krag van die sonde oor jou lewe te breek? Hy sê, ek dank God deur Christus Jesus my Here. Want nou wat bedoel dit? Dit bedoel, julle, weet jy wat? Jy moet jou verhouding met die Here versterk. En jy moet gereeld tyd in die woord spandeer, want Jesus is die woord. Nou, en soos wat jy jou verhouding met die Here versterk, al is hierdie ander goed, dalk in jou liggaam teenwoordig, julle, kom Jesus Christus deur die krag van sy Heilige Gees, en hy begin hierdie goed in jou lewe uitwis. Hy red jou daarvan, hy maak jou los daarvan, hy breek die kettinge wat oor jou is, en hy bevry jou, dat naderhand in jou geen begeerte na hierdie dinge van die bose is nie. Ek dank God deur Christus Jesus ons Here. So julle, moenie moedeloos raak, wanneer jy agterkom sekere goed begin oor jou heers nie. Bely dit, vra die Here om jou te vergewe, en dan praat met die Here. Hê 'n dag vir dag en dag tot dag verhouding met die Here, want as jy dit doen, sal die verlossende krag van Jesus Christus deur sy bloed die kettinge van die krag van die sonde oor jou breek, en jy gaan agterkom hoe begin hierdie dinge van jou afval. So die antwoord is, trek met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele gees en met alles wat in jou is, nader aan Jesus Christus. Hoop dit het jou gehelp. Liefdeseëning, Pastoor Wally. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.